Goeienaand broers en susters, baie welkom ook vanaand by die aanddiens. Daar is net 2 enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Die eerste afkondiging is administratief van aard. Onthou asseblief dat die oggenderedienste van Mei maand af vir die wintertyd om 9:30 begin en nie 9 uur nie. So van Mei maand af is die oggenddienstye dan om 9:30. Dan net wat die kamp betref, net 'n bietjie terugvoer ook gee en dankie sê weer eens van die gemeente se kant af ook vir almal wat betrokke was by die reël van die kamp en besonder vir Christine Venter. Daar het baie reëlings ingegaan en dit was regtig 'n baie geseënde kamp gewees. 'n Wonderlike tyd saam gehad as medegelowiges. Ek het gehoor daar's 120 mense wat saam gekamp of as dagbesoekers kom kamp het. En ek sit eintlik hier en bekyk die perskleed wat hier om die kruis hang en vanoggend se prediking het juist daaroor gegaan. Oor die Lydia se bediening, haar werk om die perswolstof te verkoop en eintlik word die baie mooi band daarmee met ons verkondiging ook van die evangelie. So is eintlik besonder om nou vanaand hier te sit en ook daarna te kyk, die koningskleed wat daar hang. Ons gaan as votum vanaand saam, terwyl ons net so bly sit, Psalm 121 vers 1. En ons gaan ook in plek van die amen aan die einde die vers 3 sing, aan die einde, maar nou eers vers 1, en hoor die wonderlike woorde wat ons bely, dat my hulp is van die Here alleen, en hy is oor my lot bewoe, met ander woorde aangedaan, hy is aangeraak deur wat met my gebeur hier op aarde, en hy wat aangeraak word daardeur, hy is eindeloos in vermoë. So God is almagtig en hy staan nie eenkant ver en kyk nie, maar hy bewerk in ons lewe, hy is aktief deel van ons lewe. Ons sit net so, as woord sing ons saam, Psalm 121 vers 1, en dan ontvang ons die seën. Aan die vir wie God die Vader geroep het en wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou staan en as lofsang saam sing Skrifbreiding 2:2. Ons sing daarvan saam vers 1 en vers 3. En dit is 'n wonderlike belydenis om van die Here se grootheid en almag te sing, en besonder dat ons maar potskerwe in die Here se hande is. Hy is die pottebakker. En aan die einde sing ons hierdie baie mooi woorde, ons buig onsself ootmoedig neer en ons wil hierdie hoë hande eer wat ons so toeberei het, wat ons so gemaak het. So kom ons staan, dan loof ons die Here met die woorde van Skrifbreiding 2:2 vers 1 en vers 3 en daarna bid ons saam.
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U, Here, dat ons kan weet dat U is barmhartig en genadig. Dat U is lankmoedig en vol liefde. Dat U liefde deur U Seun oor ons uitstort, oorvloedig. Dat ons U kan ken as 'n Vader wat goed is, en dat U goedheid geen einde het nie. Dis gedagtes wat te groot vir ons is om te dink. Maar Here, ons dank U dat ons kan sekerheid hê daaroor. Dat U daardie liefde in ons harte uitstort. Dat ons U kan ken deur die woord en die Gees wat kragtig getuig dat ons is U kinders. Dat ons daardie sekerheid kan hê deur die werk van die Gees in ons lewe om juist daardie liefde te ervaar. Dat U op soveel maniere betoon in U onderhouding. Here, ook deur die medegelowiges wat U vir ons gee. Dat U liefde wek, dat U liefde uitgeleef word deur gehoorsame kinders en dat ons in 'n gemeente deel kan wees daarvan. En op so 'n besondere manier dit kan beleef dat mense vir mekaar omgee, mense vir mekaar lief is. Dat mense besorg is en mekaar voorop stel. En ons weet, Here, dis U werk, dis U genade wat uitgestort is in ons lewe en daarom lyk dit so. En mag ons as gelowiges mekaar tog opbou deur daardie gawes. Mag ons mekaar lei en vermaan. Mag ons mekaar vertroos. Mekaar deurlopend op die regte pad hou. Die pad wat volgens U wil geloop word, waar deur U verheerlik word. Ons dank U, Here, vir 'n wonderlike kamp wat ons die naweek ook kon gehad het. Ons die gemeenskap van gelowiges op 'n besondere manier kon beleef en ook so mekaar kon beter leer ken, mekaar se lewe kon deel. Ons dank U, Here, dat ons daar kon praat oor die wil van gasvryheid, dat ons mekaar moet bedien met gasvryheid. Ons bid ook dat ons daarin ook gehoorsaam sal wees, dat ons op so 'n manier ook uitvoering sal gee in die wet van Christus. Om lief te hê, om te gee. Ons dank U vir die woord en ons dank U dat ons vanaand weer kan hoor, in besonder van U leiding, in besonder wat U deurgemaak het in hierdie laaste week wat U hier geleef het voor U kruisiging. En mag ons opnuut in verwondering staan oor wie U is in U genade en barmhartigheid. As ons die evangelie so ryklik sien. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons luister vanaand saam na die woord van die Here uit Markus 14. Ons gaan daarvan saam luister van Markus 14 vanaf vers 66 tot en met vers 72. Markus 14 vanaf vers 66. Terwyl Petrus onder in die binnehof was, kom een van die hoofpriesters se diensmeisies daar. En toe sy vir Petrus sien besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê: "Jy was ook saam met die man van Nasaret, die Jesus." Hy het dit egter ontken deur te sê: "Ek ken hom nie en ek verstaan ook nie wat jy sê nie." Toe het hy deur sy kant toe gestaan en daar 'n haan gekraai. Die diensmeisie het hom gesien en weer vir die wat daar by gestaan het gesê: "Hy is een van hulle." Maar hy het dit weer ontken. 'n Rukkie later het die wat daar by gestaan het vir Petrus gesê:
werklik, jy is een van hulle, want jy is mos ook 'n Galileër. En toe begin hy vloek. En hy sweer, daardie man van wie julle praat, ken ek nie. En onmiddellik het die haan 'n tweede keer gekraai. Dit het Petrus toe bygeval wat Jesus vir hom gesê het, voordat die haan 'n tweede keer kraai, sal jy my 3 keer verloon. En het in trane uitgebars. Geliefde broers en susters, ons weet hoe dit voel as jy iemand in die lewe teleurstel. Iemand het 'n verwagting dat jy op 'n manier sal optree, dat jy op 'n manier sal liefde betoon aan hulle, dat jy werklik waar in hulle saak sal dien. En daai verwagting wat hulle in jou het, wat jy op die ouer van die dag nie nakom nie. As 'n gevoel van skaamte, is 'n gevoel van teleurstelling van hoe kan ek dit gedoen het aan die persoon, en dit word erger hoe nader die persoon jou is. Hoe groter is daai teleurstelling wat jy in jouself beleef. Veral as dit nou teenoor 'n vriend is, of dalk jou eggenoot, of dalk jou ouers, teenoor wie jy so opgetree het. En 'n mens voel jou tekortkoming, mens word teruggebring aarde toe, besef wie jy eintlik is as 'n mens. Jy besef hoe onperfek jy is, en jy besef eintlik dat jy nie die verwagtinge van ander mense kan nakom nie. Jy beleef jou gebrokenheid en hoe jy jouself eerste geplaas het, bo iemand anders. En dis waar van alle mense is sondaars. En die wonderlike van die woord is dat hierdie gebrokenheid van volgelinge van die Here nie vir ons wegsteek nie. Dit word vir ons eintlik baie duidelik uitgewys daar, sien dit, kyk, sien dit raak. Oor hoe gelowiges gesondig het, en besonder ook hier van Petrus. Want die verhaal van Petrus wat die Here verloon, begin al eintlik by die inhegtenisneming van Jesus. Tot op hierdie punt is Jesus se dood al deur die priesterhoofde en die skrifgeleerdes beplan. En Petrus was saam met die disippels by die laaste paasmaaltyd, of die paasmaaltyd saam met Jesus. En hulle het daar hierdie wonderlike geestelike belewenis gehad, hulle het saam nagmaal gevier. Hulle het daar saam lofsange gesing, hulle het hierdie geestelike hoogtepunt gehad van die oorwinning saam met die Here en wie hulle is. En het van daar af uitgegaan na die Olyfberg toe. En dis hierdie geestelike omgewing waar Petrus homself bevind, omring deur gelowiges, 'n diep geestelike belewenis. Hulle voel hy's onwankelbaar in die Here, daar niks kan hom van stryk bring in die Here nie. In ander woorde, werklik waar gevul met die Heilige Gees as hulle onder mekaar gesange of psalms en lofliedere sing. En dan binne in daardie geweldige ryk oomblik van hierdie wonderlike belewenis, waar die lofsange dalk nog in hulle hart en hulle gedagtes weer klink, maak Jesus die volgende uitspraak, en dis in Markus 14 vers 27, waar hy sê, julle sal almal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak, en die skape sal uitmekaar gejaag word. So Jesus sê, dis ek en dis julle. Julle almal sal van my afvallig word. En hoekom ek so sê is, ek haal die skrif aan, die Bybel, die Heilige Gees sê, julle sal almal van my afvallig word. Dit sal gebeur. En nou op hierdie hoogtepunt van Petrus wat saam nagmaal gevier het en op die lofsang in sy hart sê, selfverseker, en mens kan het verstaan op daai oomblik waar hy is, soos iemand wat pas die evangelie gehoor het en daarna sy lofsange vir die Here sing, uit hierdie geestelike belewenis. Jy kan nie dink dat jy ooit sal struikel in jou sonde nie. En hoor hoe sterk druk Petrus vir die Here uit. Hy sê, Here, al sê u so, al sê u ons almal sal u verlaat, al haal u die Bybel aan wat dit sê, nogtans sê ek vir u, dit sal nie gebeur nie. Die Bybel weet nie waarvan dit praat nie. U weet nie waarvan u praat nie, u ken my nie. U ken my nie deur en deur nie, ek sal u nooit verlaat nie. Ek sal nie afvallig word nie. En dan sê die Here met hierdie
skok antwoord, nie net sal jy deel wees van almal nie, maar dit sal vandag nog wees. Jy is nou gevul en vol selfversekering, maar vandag nog sal dit gebeur. Voor die haan 2 keer kraai, sal jy nie 1 keer nie of 2 keer verloon nie, maar jy sal met 3 keer verloon. Maar Petrus glo nie die Here se woorde nie. Hy sê, Here, maar U weet ook nie waarvan U praat nie. Ek sal saam met U sterf. Ek sal eerder sterf as om U te verloon. Dit sal nie gebeur nie. En dan volg die gebeure dat die Here in hegtenis geneem word net daarna, in Getsemane. Of eintlik eers net voor dit in Getsemane waar die Here bid en vra vir die disippels om wakker te bly, en besonder vir Petrus, Jakobus en Johannes. En elke keer vind hulle in die slaap. Maar die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Wys eintlik al op die pad waar Petrus gaan, besef maar in so iets eenvoudigs as dit om getrou te bly in gebed, doen hy nie eers nie. En daarom soveel erger kom wat nog sal kom. So Petrus het daar die pad van minste weerstand, hierdie gebedstroosheid om eerder te slaap. Wanneer Jesus dan weer terugkom vir 'n derde keer is hy in slaap. Petrus eintlik besef dat hy sê dat hy sy lewe vir die Here sal gee, nie eens kan wakker bly nie. En wanneer Jesus dan wel gevange geneem word deur die mense, deur Judas en die mense by hom wat stokke en swaarde gehad het, dan hoor ons dat al die disippels het hom in die steek gelaat. Al die disippels het weggehardloop. Ook Petrus. Hy hardloop net ver genoeg weg om nie in die gevaar te wees nie. En dan volg hy die gevangenes, die patrollie volg op 'n afstand. En in daai oomblik besef mens eintlik maar Petrus leef nie in die gees nie. Hy leef maar wat die vlees wil hê, wat die vlees homself wil bewaar. Hy was absoluut gevul met selfverheffing. So Jesus word gelei na die Joodse raad toe en hy in die voorhof van Annas en Kajafas, wat op daardie stadium die hoëpriesters was, 'n huis wat in 2 verdiepings struktuur was en aan die bokant is waar die raad vergader het, Jesus en die 70 manne by die Joodse raad, en die binnekant 'n binnehof waar daar baie mense was, as ook Petrus. En dan hoor ons nou wat gebeur in vers 66, dat daar 'n diensmeisie na Petrus toe kom waar hy homself warm maak by die vuur in die binnehof. In vers 54 hoor ons dat hy dit gedoen het, want hy het op 'n afstand agter die mense aangegaan wat Jesus gevange geneem het. Hy het daar saam met die wagte gesit. Met ander woorde, die wagte het heel moontlik vir Jesus gebring tot by die Joodse raad. Hulle het uitgegaan, daar buite gewag, hulle self warm gemaak. Petrus het daar aangekom en het daar by hulle gaan sit en homself warm gemaak. Daar's dus klomp mense, verskeie mense daar by die vuur. En hy sluit by hulle aan eintlik om nie gesien te word nie. Nuuskierig oor wat met Jesus gebeur, maar net so ver as moontlik buite die aandag te wees, om nie aandag te trek van die mense daar binne nie. En dan sê Markus dat een van die hoëpriesters se diensmeisies hom dan daar raak sien. Sy sien hom, met ander woorde herken hom, sy pinpoint hom, sy sien hom raak. Want Petrus staan uit plek uit. Hy's heel moontlik iemand wat nie gewoonlik daar is nie, of daar's klomp wagte en Petrus staan uit, hy lyk nie soos die res van hulle nie. So hoe meer Petrus probeer inskakel, kry dit baie duidelik nie reg nie. Hierdie diensmeisie het hom opgemerk as 'n vreemde man wat nie gewoonlik daar is nie. Wat nie gewoonlik daar moet wees of herken word as 'n wag nie. So wat nou gebeur, die hele Sanhedrin, die Joodse raad is daar in die nag bymekaar om iemand te verhoor. Dis buitengewone omstandighede. Dit gebeur nooit nie. Dit is nie volgens die Joodse wet reg dat dit so gebeur nie. En hierdie diensmeisie van die hoofpriester is heeltemal bewus, hier's iets wat ongewoon is. Sy weet wie hulle daar binne het. Sy het hierdie Jesus daar binne. Sy weet is buitengewone omstandighede hoekom die Joodse raad daar bymekaar is. Dat daar 'n spesiale verhoor spesiaal vir hierdie Jesus byeengeroep is. En dan sit hierdie diensmeisie 2 en 2 bymekaar. Hierdie man wat hier buite sit en homself warm maak, hy hoort eintlik by daardie Jesus daar binne wat verhoor word. Sy sê net vir hom, jy was saam met die man van Nasaret, die Jesus. En daar's 'n stukkie minagting in hierdie woorde,
Dit is bekend gewees, daar kom iets goeds uit Nasaret en jy ook. Jy is saam met hom, hierdie man van Nasaret af. Sy herken hom ook dat jy is vir hom, en sy sê, sy beklemtoon daar jy, miskien ek al op haar vinger wys, dat jy was ook saam met hom gewees. Met ander woorde, jy moet eintlik hier wees by die vuur nie. Jy hoort eintlik daar binne saam met hom voor die Joodse Raad. En hoe gaan hierdie Petrus wat binne 24 uur van tevore nog gesê het, ek sal saam met u sterf, Here, hoe gaan hy hierop reageer? Op hierdie diensmeisie, dit is beskryf as 'n jong dogter, 'n dogtertjie, wat hom hier uitwys, en niemand van die samelewing, sy het geen mag nie, niemand sal na haar luister, selfs al gaan sê, sy kan nie eens ingaan of hulle gaan vertel nie, selfs erken het teenoor haar, sal daar niks gebeur nie. Hoe sal hy teenoor haar reageer? Maar op hierdie oomblik is Petrus in 'n geweldige paniek. Hy reageer soos iemand wat leef volgens die vlees. Hy ontken dit. Ek ken haar die man nie. Hy gee eintlik 'n baie sterk ontkenning. Hy sê ek ken daai man nie en ek weet glad nie waarvan jy praat nie. In ander woorde, ek verstaan nie eers hoekom sal jy my so vra nie. Ek ken hom nie. Kan nie dink hoekom jy nou so iets sal sê nie. En dan hoor ons dat hierdie regtig vir Petrus geraak het. Hy kan op hierdie oomblik daar bly en maak of niks gebeur het nie. Maar hy wil homself nog minder herkenbaar maak, hy wil homself nog minder met die Here assosieer en verder van die Here af wegskuif waar hy onkenbaar sal wees. Ons hoor hy gaan na die deur se kant toe, sê 83 vertaling. Die ander vertaling sê hy is uit die binnehof uit na die voorhof toe gewees. So steeds naby genoeg dat hy kan sien wat met Jesus gebeur, maar ver genoeg dat daar nie 'n assosiasie tussen hom en hierdie Jesus gemaak moet word nie. So ten spyte van sy beloftes, die ander sal hy verlaat, maar ek sal nie, kom daar hierdie eenvoudige diensmeisie met geen gesag om te vervolg nie, en hy swyg, hy gaan weg. 'n Mens moet onthou hoe Petrus se paadjie oor die afgelope 3 jaar gelyk het. Hoe hy geroep is as disipel en waar die wonderlike verhaal van al die vis hulle gevang het en hy alles gelos het en die Here gevolg het. Hy het al die wondertekens gesien. Hy het die verheerliking op die berg beleef, hy het God se stem gehoor, praat. Hy het die bergprediking gehoor van Jesus, hy het gesien hoe Jesus mense uit die dood uit opwek. Hy het gesien hoe Jesus mense genees. Hy het Jesus se sondelose lewe perfek volgens die wil van die Vader gesien hoe hy het leef. Hy het erken, hy is die Christus, die Seun van God. Hy moet op hierdie punt eintlik die heel meeste vrymoedigheid hê, maar hy gaan bang en bekommerd weg oor 'n meisie wat hom vra of hy deel is van Jesus se groep. So hy gaan na die deur toe. Hy gaan uit in die voorhof in en 'n haan kraai. Dink hoe geweldig is die Here in sy almag. Tot die haan wat kraai. Dat die Here Jesus in sy angs in Getsemane weet presies wat die lyding is wat vir hom wag. Hy weet presies alles wat gaan gebeur. Hy weet alles vooruit wat nog gaan gebeur, selfs die haan gaan kraai. Hy het hierdie realiteit van die pyn en die ellende en die verlatenheid presies geken. En die haan wat kraai, die klank wat die lugruim vul, bevestig wat die Here gesê het. Hierdie gruwelike sonde van Petrus om die Here te ontken en sê, maar ken daai man nie. Wat 'n wonderlike geleentheid was dit nie om van die Here te getuig nie. So nie net weet Jesus dat Petrus hom gaan verloon nie, maar Petrus hoor die haan kraai en het stop hom nie. Maar Jesus hoor ook die haan kraai. Jesus is binne besig met 'n verhoor van die Joodse Raad. Hulle is besig om hom onregverdig te verhoor en terwyl hulle hom blinddoek, terwyl hulle hom spoeg, terwyl hulle hom klap, hoor hy die haan kraai en hy weet daar buite is Petrus wat hom nie wil ken nie. Sy eie disipel wat openlik verklaar, ek wil hom nie ken nie. En hier het Petrus nou gedink, ek het hierdie situasie afgeweer. Hy het sy eie lewe daarom gespaar, hy het hierdie bietjie vervolging wat hy kan beleef, gaan nie meer kom nie. Hy ken nie vir Jesus nie,
Hy wil hom nie ken nie en niemand hoef daaroor te wonder nie. So ten spyte wat die Here vir hom gesê het, die haan sal kraai, bekeer Petrus nie. En dan kom daar weer die geleentheid om te getuig. Die diensmeisie sien hom steeds en die situasie vererger. Nou begin sy bystanders betrek. En sy sê vir die mense daar by haar, wat daar uit, sê maar hy is een van hulle, en die hulle wat sy gebruik staan teenoor ons. Hy is nie een van ons nie, hy is een van hulle. Hy hoort by Jesus, wat daar verhoor word. So sy kom en sy maak die situasie vir Petrus baie moeiliker, of eintlik makliker. Hy kan eintlik net sê, ja, ek is. Maar hoe meer Petrus probeer wegkruip, hoe meer staan hy uit. En weer eens gee die hele tyd in. Hy ontken weer. Hierdie weer in die teks is beklemtoon. Hierdie ontkenning is sterker, weer ontken hy dit. Volgens Lukas 22 word ook baie sterk beklemtoon, ek is nie een van hulle nie. Hy is nie bereid om hierdie prys te betaal om Jesus te ken nie. Hy wil geen prys betaal om Jesus te ken nie. Hy weet nie wat die gevolge gaan wees nie, maar hy is nie bereid om enige prys te betaal om Jesus te ken nie. En dan gebeur dit ook 'n derde keer. En dit wys vir ons hoe erg Petrus hier gefaal het. Hoe sy verloning van die Here lyk. Wys vir ons hoe iemand wat in die vlees wandel, nie van self net sal bekeer nie. Wys vir ons die waarheid van die Here se woord. Die skrif het getuig, het gaan gebeur. Die Here Jesus het gesê het gaan gebeur en hy het die skrif aangehaal. Dis nie sonder rede in die skrif is altyd waar. Die woord van die Here is altyd waar. Markus beskryf dit na 'n kort rukkie. Volgens die vertelling van Lukas was dit 'n uur gewees. Het die ander ook vir hom gesê, hy is werklik deel van hulle want hy's 'n Galileër. So met ander woorde, daar's 'n kort rukkie, daar's 'n afkoeltyd, daar's 'n tyd van besinning wat Petrus kan terugstaan en sê, kom ek dink 'n bietjie hieroor wat gebeur. Ek het vanoggend nog net vir die Here gesê, wat nou hier gebeur het, ek kan nog kies, wat gaan ek doen? Gaan ek erken en sê, weet, ek het julle gejok, ek ken hom eintlik. Hy kon dink oor waarmee hy besig is, hy kon regstel. Hy kon sleg voel oor wat hy doen, hy kon bekeer. Maar na 'n tydjie het die bystanders ook gesê, die meervoud. Aan die ander woorde, die gebroei onder die mense en versprei. Hy wou dit in die kiem smoor, maar hoe meer hy die sonde probeer toesmeer, hoe meer kring dit uit wie hy is. En nou praat almal wat daar is daaroor. En dis hulle sê, sekerlik, jy is een van hulle. Met ander woorde, jy is 'n disipel van die Here. Jy is 'n navolger van Jesus. Ons herken dit van jou. Ons almal weet dit, jy is ook 'n Galileër. Want die mense in Jerusalem het nie die mense van Galilea geag nie. Gedink hy was ongeleerd en ongesofistikeerd. Hy praat ook soos een van hulle. Aan die ander woorde, daar's 'n hele gehoor nou al om hom. Hy kan hier getuig. Vir die hele gehoor. Sê wat hy reeds tevore erken het. Hy is Jesus Christus, die Seun van God, ons verlosser. En ja, ek volg hom. Ek is sy disipel. Dat hy wat nou verhoor word, is die Messias. Maar dis hoe ver Petrus geval het. Maar staan hy toe begin, en die bedoeling daarvan is nie net vinnig het gedoen, een keer gesê nie, maar hy daarna aanhoudend, aangehou daarmee, om te vloek, en te sweer. Ek ken hom nie. En dit beteken hierdie konteks nie noodwendig hy het vloekwoorde gebruik nie. Hy het in hierdie konteks 'n eed gesweer, en gesê, maar die vloek van die Here, ek sal die vloek van die Here op myself afroep, as ek nie die waarheid praat nie. Mag God my doodmaak, as ek nie die waarheid praat nie. Ek sweer by die naam van die Here, mag ek vervloek word, as dit nie so is nie. Ek ken hierdie man nie. Hoe duidelik kan ek dit vir julle stel? Ek ken hom glad nie, ek wil niks met te doen nie. Sal jy op hom vir my te sê? En God mag my doodmaak, as ek jok. Dis die laagste punt wat die disipel nou naas Judas geval het. Let op, dat hy nie eers die naam van Jesus noem nie. Verwys elke na hom en daardie man. En
ek ken daardie man nie. Hy wil nie eers Jesus se naam op sy lippe spreek nie. En onmiddellik het die haan weer gekraai. Dis een van Markus se woorde wat hy baie gebruik in hierdie evangelie. Veral met die bediening van Jesus. Onmiddellik wys op God se alvermoë dat God dinge beskik om te gebeur. Dat God se beskikking is dat presies daar moes gebeur. Die Here het presies geweet wat Petrus gaan doen, geweet hy gaan hom verloon, hy wil hom nie ken nie. Vooraf hom vertel wat hy gaan doen. Presies geweet die skrif in Sagaria 13 gaan vervul word. Presies geweet die haan gaan 2 keer kraai net nadat dit gebeur. Met ander woorde, dit gebeur nie toevallig nie. Die haan kraai 'n tweede keer en dit is soos 'n mes wat daar in Petrus se hart insteek. Meer spesifiek die woord as swaard. God se woord wat in Petrus inkloof om hom te wys wie hy is. Want hy onthou presies daar waar die Here se woord is, wat die Here vir hom gesê het. Alles kom terug na hom, terwyl die Here dieselfde dag nog vir hom gesê het. Hy het nie agting gegee op die haan wat die eerste keer gekraai het nie, maar nou is hy die volle besef oor wat gebeur het. En Jesus weet dit ook. As die haan weer kraai, hoor beide dit. In Lukas 22 sê dat toe die haan kraai, het Jesus omgedraai. Met ander woorde, van die boonste verdieping af, tweede vloer, en op Petrus afgekyk. Hy het ook daar die haan gehoor, geweet. En daar was niks nodig om te sê nie, dit was reeds gesê. En daardie oomblik besef Petrus wie hy is as sondaar. Wat 'n sondaar is iemand wat sê, maar ek ken daardie man nie, ek wil hom nie ken nie, ek wil niks met te doen hê nie. Ek wil niks ly, niks vervolg word as gevolg van hom nie. Ek sal niks deurmaak vir hom nie, ek wil hom glad nie ken nie. Dis wat verloning beteken. En ons hoor in vers 72, wat gebeur het, hy het in trane uitgebars. Hy het onophoudelik gehuil oor die skande wat hy beleef het om die Here te verloor, om te sê, maar ek ken daardie man nie. Want hoe treurig, hoe ellendig is ek as sondaar nie, om te sê, maar ek wil niks vir hom ly om te sê, maar as ek hom ken nie. Baie van die teksgedeeltes in die Bybel is daar 'n onmiddellike ontknoping van hierdie spanning wat beleef word en dan die Here kom en sê, maar moenie bang wees nie. Wees getroos, moenie vrees nie. Maar vir Petrus het dit nie onmiddellik op daardie oomblik gebeur in die woorde van die Here nie. Petrus moes sien hoe die Here gekruisig word met die wete dat hy die Here ontken het. Dat hy nie die Here wil ken nie. En juist dit bring ons die ongelooflike liefde van die Here. Dit bring ons by die evangelie. Ware liefde is nie dit ons mekaar het of wat ons vir die Here het. Die ware liefde is dit wat die Here vir ons het. Want die Here sterf nie vir mense wat so wonderlik is nie. Die Here sterf nie vir mense wat so uitstaande is en klaar so liefdevol is en klaar so vrymoedigheid het oor hom te getuig en net aan te gaan nie. Maar die Here sterf vir mense wat nog sy vyande was, toe hulle sy vyande was, sterf hy vir hulle. Ons kan ook nie indink hoe dit is dat iemand sy lewe vir jou sal gee, vir iemand anders sal gee, wat hom nie wil ken nie. Iemand wat mooi praatjies maak, as dit maklik is, 'n groot prater is en sê, ja, ek sal die volg. Maar as daar iets op die spel is, as daar iets moet koste is, sê maar, nee, wag, ek ken hom nie. Ek wil niks om te doen nie. Iemand wat geen ondersteuning vir bied nie, iemand wat jou aan jou eie genade oorlaat, sê maar, maak met hom wat jy wil, ek gaan hom nie ondersteun nie. En dis die wonder van die evangelie, dat waar ons Here Jesus Christus aan die kruis sterf, vir die sonde van die mensdom, is merkwaardig dat ieder vir elke vir wie hy sterf, is sy vyande. Sonder uitsondering, daar is nie een wat sy vriend is vir wie hy sterf nie, elkeen is sy vyand. Daar is nie een wat hom bystaan en sy vriend is nie. Daar is nie een wat hom assosieer nie. Vir miljoene en biljoene mense sterf hy. En die mooi van die evangelie is,
dat dit juis is omdat hy hulle wil ken. Omdat hy hulle ken, sal hy alles deurmaak vir hulle. Omdat hy met hulle wil assosieer, sal hy alles vir hulle dra. Hy ken elkeen van hulle intiem. Hy ken elkeen se sonde wat hulle doen. Hy ken elkeen se oortreding wat hy in die wil van die Vader doen. Elke ontkenning van hom as die Christus, alles waar hulle Christus nie wil ken nie, hy ken hulle deur en deur en hy wil hulle ken. En hy hang aan die kruis juis vir hulle. Juis omdat hulle nie sal ontken nie. Hy sê, maar ek sal julle sonde op my vat. Elke ontkenning wat julle niks mee te doen wil hê nie, sal ek op my vat. En hy sal daarvoor betaal. En dan het ons mooi besef, broers en susters, dit gaan nie net oor kere wat jy nie voor mense getuig oor die Here nie. Dit gaan nie oor kere net wat ons net stil bly as iemand anders die Here se naam laster nie. Maar het gaan oor al die kere wat ons nie die Here wil ken nie. Dis sonde. Elke keer wat ek my lewe, my gemak, bo die koninkryk, bo die Here self plaas. Wat ek eerder doen wat vir my gemaklik en gerieflik en begeerlik is, eerder is om die Here te ken, in my wee. Al die kere wat ek hom nie wil ken in my wee nie, dis die sonde. Dis waarvoor die Here my lewe betaal. En dan bring die Heilige Gees ons ook op daai punt waar die woord in ons werk, waar ons tree oor ons sonde. Waar ons besef, maar daar's dinge in my lewe waar ek nie die Here ken nie. Daar's dinge in die lewe wat ek sê, maar ek wil die Here nie hierdie situasie ken nie, want ek weet dis nie reg nie. En die Heilige Gees breek ons harte oop. Bring ons ook op daai punt om te huil, om in trane uit te bars, want ek besef wie ek is voor die Here. Hierdie treur oor ons sonde gebeur nie noodwendig net deur onsself nie. Petrus wou nie met die Here geassosieer word nie, het op 'n afstand gekyk. En die Here gebruik mooi omstandighede om homself aan Petrus te openbaar. En ook in ons lewe. Maar die Here ook soms ons tug. Omstandighede in ons lewe so bewerk dat ek myself kan sien vir wie ek is. Vra dat ek my sonde bely. Geliefdes, hou vas aan die wonderlike wete dat die Here is ten volle getrou. Dat daar waar die kruis hang, beteken dat hy ons nooit in die steek sal laat nie. Nooit. Die Here stel dit as ons hom verloon, vir die mense sal hy ons ook verloon. Ons lees daarvan in Timoteus. Maar dit gaan nie oor 'n eenmalige verloning, dit gaan nie oor 'n verloning in sekere omstandighede, dit gaan oor 'n lewenslange verloning, van lewenslange, ek wil hom nie ken nie. 'n Lewe waar jy getuig het, hy is niks van my nie. Maar waar ons weergebore is, getuig die Heilige Gees saam met ons. Dat God is ons Vader. Ons ken ons Here Jesus Christus, hy is die weg en die waarheid en die lewe. In ons lewe is dit so, dat ons ook vir ander mense leef as 'n getuienis. Dit is so dat die Here mense in ons lewe plaas, en ons lewe kyk. Dat mense ook in jou lewe inwys, maar jy is mos een van hulle. En is daar waar die Here vir ons die wonderlike geleentheid gee, om juist te sê, ja, ek ken hom. Want hy ken my. Dat ek daar die wonderlike evangelie kan verkondig, van die Here wat hy gedoen het in die kruis, om vir my te sterf. Sodat ek in volle gemeenskap met God kan leef. En soms kos dit jou. Soms gaan dit jou iets kos om te getuig dat ek hom ken. Dalk in jou gewildheid, dalk in jou posisie, dalk oor die mense wat oor die pad kom, wat hulle niks meer met jou te doen wil hê nie. Maar ons weet, die Heilige Gees getuig in ons, dat ons dit wel kan doen en sal doen, ook in moeilike omstandighede. Hy is daar om ons getrou wees.
altyd besef hoe getrou die Here aan ons is, dat hy ons deur en deur ken. En jy is daarom ook getuig. Dat ons hom ken as ons verlosser en saligmaker en koning. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank Here dat ons die bittere lyding van die Seun mag gedenk. Soveel meer wat dit inhou, as wat mens net in jou gedagtes kan dink, as ons daarvan lees, nie altyd besef hoe geweldig groot daardie lyding is nie. Ons dank Here dat U die Seun gestuur het, dat hy gewillig en getrou sy lewe afgelê het, dat hy ons geken het en alles, dat hy vir ons ten diepste gelei het ook, juist daarvoor. En mag ons in die nuwe lewe wat U vir ons gee, mag ons nie stil wees nie. Mag ons bly getuig van wat hy vir ons gedoen het in die kruis. Waar die diepste lyding, daardie wegwees van U, om deur U verlaat te word. Sodat ons in volle gemeenskap met U mag leef. Ons dank Here vir die Heilige Gees wat hierdie waarheid in ons lewe getuig. Wil U steeds kragtig bly werk in elke gelowige en besonder in ons gemeente. Dat ons al hoe meer sal toeneem in geloof, al hoe meer in vrymoedigheid en blymoedigheid sal getuig oor Jesus Christus as ons koning en verlosser. Amen. Geliefdes, kom ons staan en sing ons saam Psalm 86, daarvan saam vers 1, 2, 3 en ook vers 8.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.